Goeiedag, geliefdes. Ek groet julle in Jesus se naam. Welkom by les nommer 26. Die titel is, Ken God se gedagtes en weë, en doen net dit. Want dit is die weg van Christus. Alle ander weë is dwaalpaadjies. Maar die weg van Christus is die weg van die lewe. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Prys die Here. Hoekom sal ons wel vastkleef aan ons eie weë, as dit nie die weg van die lewe is nie? As dit nie vreugde, deurbrake, oorwinning en die heerlikheid van die Here oor ons bring nie? Hoekom sal ons dit wil doen? Kom ons wees nigter daaroor. Kom ons kies die weg van die Here. Ek gaan vervolgens nou in Psalm 139 vir julle bietjie 'n paar versies hanteer en gaan ons so aan. Net om vir julle te laat verstaan dat 'n mens moet ons gemoed vernuwe, ons moet die woord van God dink. Josua 1 vers 8 en 9 sê, bedink, bepeins die woord dag en nag. Dit beteken jy prewel dit, jy spreek dit, jy hou aan om dit te leer, soos asof jy dit mediteer, en jy memoriseer dit, en jy sê dit oor en oor en oor en oor, totdat dit inslag vind in jou hart, en dan van jou hart, vir jou gees af, red dit jou siel, het vernuwe jou gemoed word vernuwe. Dit is baie belangrik. Nou kom ons kyk onmiddellik, wat sê Psalm 139 vers 17. Hoe kosbaar is dan vir my die gedagtes oor God? Jy moet die gedagtes van God, die woord van God lief hê. Jy moet dit koester, jy moet dit soek, jy moet dit sien as die belangrikste ding in jou hele lewe. Want dit het mag om jou te red, as jy dit glo. So, ons moet die woord van God regtig koester en soek en soek en soek en leer en leer en leer. En as ons gedagtes wat verkeerd is, verplaas daai verkeerde gedagtes. Smy dit weg, kry dit uit, verplaas dit deur die woord van God. Bring eerder die woord van God daarin. Bedink dit, alles wat eerlik is, alles wat eerbaar is, alles wat lieflik is, loflik is, wat deeg en wat lof daar ook al mag wees, die dinge daarbo waar God is, die dinge van die woord van God, bedink net dit en doen net dit. Dis die geheim vir 'n oorvloedige lewe. Okay, Psalm 139 vers 7 sê, hoe kosbaar dan is vir my u gedagtes o God. Hoe geweldig is hulle volle som nie. Dis geweldig, dis kragtig. Vers 23. Deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes. Die Here weet in elk geval al ons gedagtes. Voordat ons nog dink, weet hy wat ons gaan dink. Voordat ons nog praat, weet hy wat ons gaan praat. Hy deurgrond my en hy ken my in elk geval. Maar vir ons om dit vir hom te sê, is 'n houding, is 'n erkentlikheid dat jy kan nie sonder hom nie. En jy het sy gedagtes en sy woord nodig. Jy het hom nodig. En daardie erkentlikheid wat jy buig voor hom, dit is jou redding. Dit gaan jou help om te besef hoe verkeerd ons is, om te besef wat moet als verander in ons lewe. En dan sê hy, deurgrond my en ken my hart, my gedagtes, vers 24, kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. So, maar anderwoorde, die psalmdigter hier so erken, hy weet nie eers wat sy foute is nie. Hy sê, kyk of daar by my 'n weg is van smart. Nou, ons sit in baie smarte in ons lewe, en dis 'n weg van smart. En daai weg begin by jou gedagtes, want as a man thinks, so is he. So jy dink eers 'n ding, en dan doen jy hom. So, nou moet ons ook erkentlik raak, eerlik raak, en sê, Here, maar ek weet nie eers baie keer wat se verkeerde goed ek dink nie, help my, Here. Ken my gedagtes, Here, en deurgrond my, en help my, dat ek my hart skoon kry, my gedagtes skoon kry, dat ek al die verkeerde goede sal vervang met die woord van God, want u woord is lewend, kragtig, skerper as 'n tweesnydende swaard, wat skeiding maak tussen siel en gees. U woord is Christus, die lewe, die opstanding. Ek het u nodig, Here. Help my, Here. Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Jy dink in jou hartjie is so rein. Nee, hy is bedrieglik.
Jou hartjie is geen stuk so rein nie. Jou hartjie is bedrieglik, bo alle dinge. Erger is alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? So jy ken dit nie eers nie. As die Here jou nie help nie, weet jy nie eens wat die verkeerde goed in jou hart is nie. Dis 'n goeie plek om te begin, om die Here te vra, om jou te deurgrond, en jou te help, dat jy jou gedagtes en jou hart kan skoon kry. Maar jy kan meer as dit doen, jy kan die woord memoriseer, bepeins, elke dag, net die woord, tyd neem in die woord. Jeremia 17 sê, dis 'n bedrieglike ding as jy nie die woord daar het nie, in jou hart, as jy net jou eie gedagtes daar het, jou eie planne. Efesiërs 4 vers 18 sê, mense in die wêreld is mense wat verduister is in die verstand, en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is. Daar's onkunde in ons. Sonder die Here is ons regtig verlore. Vanweë die verharding van hulle hart, ons verhard ons harte teen die Here, ons hoor nie die Here nie, ons ken nie die Here nie, ons soek nie die Here nie. Ons is besig met allerlei goede van die môre tot die aand. Ons moet die wêreld gaan wen vir die Here. Ons moet die wêreld op die weg kry, die weg van die Here. Ons moet hulle daar kry. Hoe gaan ons dit daar kry? As ons self nie op die weg van die Here is, as die weg van die Here nie in ons is nie. Die weg is wat ons almal as mense op hierdie aarde nodig het. Sy kerk moet hulle bekeer van hulle eie weë en terugkeer na die weg van Christus. Dit wat ons moet doen. So ons moet eers na onsself kyk, voordat ons iets uitvoer, want ons eers kyk of dit waardevol is. Is dit waardig om uitgevoer te word? Lukas 6 vers 45 sê, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is. Die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is. Want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. So as jy goede hier binne het, dan gaan dit uitkom. Jy gaan dit nie net spreek nie, jy gaan dit ook doen. En dit gaan jou gedagtes wees en dit gaan jou weë wees. Bekeer jou van jou weë en kies die weë van die Here. Bekeer jou van jou gedagtes en kies die gedagtes van die Here. En dis hoekom die Here sê, repent, bekeer julle. Lukas 6 vers 45 sê, die goeie mens, ek het dit gelees, Psalm 143 vers 8 tot 10. Laat my u goedertierenheid in die môre hoor. Dit is wat ons moet doen. As ons wakker word en moet ons die Here aanroep. Sê môre Here, môre Heilige Gees. Here gee vir my 'n woord vir vandag. Here laat ek net by u woord bietjie sit. Broers, ons sit elke oggend met die Here. Ons drink die woord in, ons soek die woord, ons plaas die woord bo alles. Laat my u goedertierenheid in die môre hoor. Ons is die goedertierenheid wat ons moet hoor. En ons kan die woord sommer hardop lees ook, dis ook beter. Want op u vertrou ek. Maak my bekend die pad. Dis die weg. Die pad is die weg wat ek moet gaan. Ons eie weë gaan ons in die verderf, gaan ons in smarte invat. Maar as ons op die weg van die Here is, dan gaan ons in die heerlikheid van die Here in. Red my van my vyande. Here, daar's net een wat kan red, dis die Here. By u skuil ek, daar's net een ware veilige plek, is om by die Here te skuil. Leer my om u welbehae te doen. Hoe gaan jy dit weet? Jy moet die woord bestudeer, jy moet vir hom vra, jy moet tot hom bid, jy moet met hom tyd neem. Leer my om u welbehae te doen. Dit beteken u welbehae te doen, beteken dat ek op u weg kom. Nie my weg nie, u weg. Want u is my God. Laat u goeie gees my lei in 'n gelyk land. U is my God. Laat u goeie gees my lei in 'n gelyk land. Kinders van God, Romeine 8 vers 14,
Kinders van God word gelei deur die Gees van God. Ons moet uit die Gees van die Here ons elke dag ons lewe lei, ons voetstappe rig, en ons moet hoor waar moet ons lees, wat moet ons maak daarmee. Ons soek die weg van die Here, ons soek die gedagtes van die Here. Psalm 135 vers 15 tot 18 praat van afgode, werke van mense hande, mensgemaakte teologie, en dit wat die mens maak soos afgode. Weet jy wat, as jy 'n afgod dien, dan gaan jy net soos 'n afgod word. En jy kan dit sien by mense wat by afgodsdienste betrokke is. Daar's mense wat selfs ape en koeie, heilige koeie noem, en allerlei klippe, hulle God maak. Hulle begin net so staties raak soos 'n klip, so hard soos 'n klip. Maar weet jy wat? As jy 'n aap, 'n afgod maak, dan word jy net 'n aap. En die woord sê, jy's dwaas, as jy God nie herken as God nie. As jy glo dat daar nie 'n God is nie, is jy 'n dwaas. So ek wil vir julle sê, daar's baie dwaase in hierdie wêreld. Almal wat nie in God glo nie, is baie dwaas. Handelinge 7 vers 48 sê, en Salomo het 'n huis vir hom gebou, maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met mensehande gemaak is nie. So Salomo het 'n tempel gebou, maar dit was nog onder die ou verbond. Jy kan nie nou 'n tempel vir die Here bou meer nie. Jy moet nou 'n lewende steen word deur jou te laat wederbaar het, God jou wederbaar het. Jy moet die evangelie hoor, jou bekeer en glo in die evangelie. Dit sê jou red, dit maak jou lewende steen, dan bou God jou in sy huishouding in. Ons gaan wel na 'n kerkgebou toe, daar's niks fout daarmee nie. Maar oor wee jou, as jy dink dat daai gebou die kerk is. Jy mis dit heeltemal. God is die hoof van Christus. Christus is die hoof van elke man, en elke man die hoof van sy vrou. Dis God se orde. Maar weet jy wat? Dieselfde Christus is die hoof van sy kerk. Nou as jy nie aan Christus vasgemaak is en jy maak hom die Here en die hoof van jou lewe nie, dan is jy nie 'n lewende steen nie. Jy moet Christus alles maak. Hy moet in jou opstaan, dan word jy 'n lewende steen in sy tempel, die Heilige Gees se tempel. So, hy sê verder in Handelinge 7, hy sê die hemel is my troon, of hy sê nee, die profeet sê, God sê, daai profeet is Jesaja, en jy kan dit lees in Jesaja 66 vers 1, 2 en 3, eintlik net 1 en 2, maar vers 3 is ook belangrik. Die hemel is my troon en die aarde voetbank vir my voete. Watter soort huis sê julle vir my bou, sê die Here, of hoedanige plek van my rus? Die Here woon in ons, hy het dit verkies. Hy sê dit op talle ander plekke, die Here verkies om in mense te woon, om ons as sy lewende stene te maak. Hy wil in ons woon en onder ons wandel. Dit is 2 Korintiërs 6 is baie duidelik daaroor. Hy sê vers 51, julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore. Maar julle is doof, julle wil nie hoor nie. Julle is hardnekkig, julle is hardkoppig, julle wil nie hoor wat die Here sê nie. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle Vader, so ook julle. Laat die Heilige Gees die woord vir ons oopmaak, maar nie die Heilige Gees bedroef of weerstaan nie. Laat die Heilige Gees jou leraar wees elke dag, dat hy jou lei, dat hy vir jou sê wat jy moet doen, en dat hy vir jou sê waar jy moet lees, en wat jy moet bestudeer, en wat sy notas om te maak. Dan lees ons in Handelinge 17 van vers 22, Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan, en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Nou godsdienstigheid gaan jou niks help nie. Jy moet 'n lewende verhouding met Jesus Christus hê. Dan word jy 'n lewende steen in sy kerk. En hy woon, Vader, Seun en Heilige Gees in ons, en ons is sy tempel. Maar hy sê verder hier in vers 23, want terwyl ek rondgaan en julle heiligdomme aanskou hier in Athene, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is, aan 'n onbekende God.
aan 'n onbekende God. Hom dan, wat julle vereer, sonder om te ken. Julle sê aan 'n onbekende God, so julle vereer hom. Maar julle ken hom nie eers nie. Kan ek gou 'n slukkie kry? Ekskuus tog. Dis ja, baie dankie. Aan 'n onbekende God. En vir baie mense is God onbekend. Hulle gaan wel na 'n kerkgebou toe, maar God is nie vir hulle 'n werklikheid waar hulle by mekaar kom nie. So hierdie Atheners sit met 'n probleem en Paulus probeer hulle help en vir hulle sê, luister, die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat die Here van die hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Vers 25, ook word hy nie deur mense hande gedien asof hy aan iets behoefte het nie. So ons sê ons dien God. Jy kan God net dien deur te gehoorsaam wat hy sê jy moet doen. Jy kan nie vir God appels en pere en wat ook al doen. Jy kan nie God dien op so 'n manier nie. Wat jy wel kan doen is jy kan 'n dienaar wees vir mense wat God liefhet. En jy kan hulle help met goede. Maar dan moet jy dit doen asof vir die Here. Jy sê alles wat ons doen moet gedoen word asof vir die Here. Nou sê Paulus verder, die Heilige Gees deur Paulus sê verder in vers 26, en die Here het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak. Uit een bloed, né? Ja, onthou dit. Om oor die hele aarde te woon. So, die Here laat mense sekere lande bewoon. En die Here het ons opdrag gegee om die weg te vat van Suid-Afrika af, deur die boerevolk nasie te begin en dit uit te vat in al die nasies, volke en tale in Suid-Afrika te bereik en dan die hele Afrika, elke land, elke nasie, elke volk, elke taal in Afrika en dan verder te vat na al die kontinente, al die lande tot die uiterstes van die aarde. Wat moet ons doen? Ons moet mense bring na die weg toe van Christus. Hoor wat sê die Heilige Gees hierso. Die Here het vir verskillende mense verskillende plekke gegee om te woon. God het dit vasgestel. Maar ons moet na daai mense toe gaan en hulle ook gaan leer van die weg. En dat hulle God sal ken. Vers 27 sê, sodat hulle die Here kan soek. Hoekom moet God hulle in verskillende lande laat bly? Sodat hulle God kan soek. Of hulle hom miskien kon aanraak en vind. Al is die Here nie ver van elkeen van ons nie. Die Here is hier by my. Die Here is in my. Die Here is om my. Die Here is hier in hierdie vertrek. En weet jy wat? Die Here is ook by u. En as jy die Here ken en die Here woon in jou, dan sal jy jou nie begeef of verlaat nie. So hy is nie ver van jou af nie. Hy is in jou. So ons hoef nie te skree op die Here nie. Ons kan maar net bid. Maar met geloof. Sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Ons moet bid in geloof. En glo dat hy is, dat hy beloner is van die wat hom soek. En dan sal hy ons beloon. En hy sal vir ons gee wat ons vra. Vers 28, want in hom lewe ons. Christus is ons lewe. Hy het opgestaan. As ons in hom glo, dan staan hy in ons op. Maar as voor ons in hom glo, moet ons eers sê, ek lê neer my ou lewe. Kyk, die ou dinge het verby gegaan, alles het nuut geword. So Christus is ons lewe. Hy kom woon in ons. Ons is saam met hom gekruisig. Hy is vir ons sondes gekruisig. Hy is gesterwe, ons het saam met hom gesterwe. Hy is begrawe, ons is saam met hom begrawe. En dis die doop. Van die onderdompeling in water, dis jou graf, in Christus wat in jou opstaan as jy uit die water uitkom. En dit is ons nodig, en dis hoe ons begin as lewende stene. Want in hom lewe ons, beweeg ons, is ons, so sommige van julle digters gesê het, want ons is ook sy geslag. Vers 29. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen of beeldewerk of menslike kuns of die uitvinding van mense gelyk is nie. Ek het net nog gesê, man moet nie klippe en dinge en goede en kerkgeboue af God nie.
Kerkgebou is net 'n fasiliteit. Ek sit hier op 'n stoel, dis 'n fasiliteit. Ek sit hier in 'n vertrek, dis 'n fasiliteit. Dis nie 'n heilige koei nie. Daar is nie so 'n ding soos 'n heilige koei nie. Ekskuus vir my dat ek dit genoem het. Nou kyk wat sê hy. Hy sê dat God is nie gelyk aan hierdie goede nie. Wees waaksaam. Ook kerkvaders se katekismes is nie noodwendig die woord nie. Kan miskien wees hulle vertolking van die woord. Maar die woord van God is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Bly by die woord. Katekismes kan 'n afgod wees. Jou kerk kan 'n afgod wees. Jou denominasie kan 'n afgod wees. Jou dominee kan 'n afgod wees. Jou pa en ma kan 'n afgod wees. Jou kinders. Jou hondjies. Enigiets kan 'n afgod wees, afhangende wat jy daarvan maak. Vers 31. Nee, vers 30, ek is jammer. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan alle mense dat hulle moet bekeer. Wat beteken dit? Die Here het vir 'n baie lang tyd toegelaat dat die kerk allerlei dwaalinge aanhang, allerlei goede belangrik maak wat nie belangrik is nie. Afgode en allerlei, jy weet, ons het allerlei foute gemaak. Maar nou sê die Here, hy het daai tyd dit oorsien, maar hy sien dit nie meer oor nie. Nou moet ons bekeer. Bekeer van wat? Van ons eie weë, ons eie planne, ons eie gedagtes. Ons moet kom by die suiwer woord van God en ons moet doen wat Christus gedoen het toe hy op die aarde was. Hoe was hy die kerk? Hoe het hy mense genees? Mense gered? Mense uitgehaal uit duisternis uit? Opgewek uit die dood uit? Dis wat ons nou moet doen. En ons moet gaan en ons met al die nasies, volke en tale moet ons gaan leer om dieselfde te doen. Want God gaan dit nie meer oorsien as ons nog met dwalinge sit nie. Het is nou tyd dat ons bekeer. Vers 31, omdat hy die dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man, hoofletter man, wat hy, Vader God, aangestel het. Hierdie man, sy naam is Jesus Christus. Hy sal oordeel oor al die volke, nasies en tale. Wie is skape en wie is bokke? En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Is die enigste wat ooit in 'n menslike liggaam was, wat uit die dode opgewek is en nog leef en nooit weer sal sterwe nie. Want hy het vir ons sonde gesterf, nie dat hy gesondig het nie. Ek sluit af met die laaste paar verse, ek lees dit vir u. Vers 32, maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot, en ander het gesê, ons sal u weer hieromtrent hoor. Vers 33, en so het Paulus van hulle weggegaan. Hoekom? Want hulle het gespot oor die opstanding. Weet jy wat? Die opstanding kan nie plaasgevind het as Christus nie eers gesterf het nie. Hy kon nie gesterf het as ons sonde nie eers op hom gelê was nie. Hy het vir ons sonde gesterf. Hy is begrawe. Ons is saam met hom gesterf, saam met hom begrawe, maar hy het opgestaan. Opstanding is die antwoord. Dis die weg. Christus se manier. Christus se manier is die opstandingslewe. Kom ons hang hom aan. Kom ons vra hom om ons te help. Hy sê vers 34, tog het daar sommige manne by hom aangesluit by Paulus en hulle het gelowig geword. Prys God, ons moet nie kyk wie val weg nie, ons moet kyk wie kom by Christus uit. En dan juig en jubel ons oor die wat wel glo. Die Here seën vir u, aangename dag verder.